Ja, so met die voorsprong met rustyd, 20 punte teenoor 5 in die guns van Grootfontein bring ons vir julle van die hoogtepunte wat ons gesien het so ver in die wedstryd. Daar was dit die eerste lynstaandryf opgestel deur Grootfontein, hulle kaptein Wikus Jacobs. Baie produktief met die 3 drukke, ja, 3 wat hy gedruk het so ver hierdie seisoen vir Grootfontein, ook reeds al twee die 3 gedruk vir Grootfontein so ver. Hulle skopper Uriel Maree, die regterveld wat ook 100% rekord handhaaf. Ja, sien ons 'n sterk loopie deur Boeruga Geisep, maar loop hom maar vas teen Tamsin van der Berg. Hier is die 3 wat Kudus gaan druk het. Justin Newman wat die bal daar beskikbaar gehou het. Grootfontein het 'n bietjie traag was om terug te val daarso en die spasie was daar vir Irongwa Achiwudi se 3 in die hoekie. Die regterveld van Kudus. Michael Koopman, sy skop was nie daar nie. En dit dan die 5 punte vir FNB Kudus so ver in die wedstryd. Uriel Maree ook met 'n strafskop geslaag. Dit het die telling gevat van 10-5 af na 13-5 toe. Justin Newman, hy was goed op die aanval vir Kudus. Daar vir Tamsin van der Berg aan die spel gebring. Ja, Grootfontein wat daar nie punte afgestaan het. Hierso was dit ook 'n sterk poging geweest deur Johan Littig, maar hy is dan gestraf op die grond. Hierdie keer was dit Kenneth Seibeb wat die strafskop daar afgestaan het. En daar was 'n goeie stukkie spel deur Justin Newman wat vir Miles Mudawetti daarso in die lug gehou het om te keer dat hy 'n 3 gedruk het. Johan Littig wat hierdie lynstaan gewen het, dit was dan net voor rustyd. Grootfontein se tweede 3 gedruk deur die hakker en kaptein Wikus Jacobs, sy tweede een vir die wedstryd. Sterk werk deur die agtal van Grootfontein. Die doelskop die was ook tussen die pale deur, 20 punte teenoor 5 met rustyd. En dinge wat goed lyk vir Grootfontein om dan hulle is op die oomblik 4 ligapunte agter Kudus en aan hierdie stadium dan goed geplaas om dan